My kind, ek is so lief vir jou. My kind, ek is so lief vir jou. Jy is kosbaar, spesiaal en so waardevol vir my. My kind, ek is so lief vir jou. My kind. Hi koningskinders, welkom terug by Kinderkerk. Vandag gaan ons 'n bietjie luister van 2 goed wat gebeur het op Paulus se reise. Geniet dit. Nadat Paulus tot bekering gekom het, het hy oral heen gereis om vir die mense van die Here te vertel. Hy het baie keer buite gestaan en preek. Eendag het Paulus en sy vriende uitgegaan na die rivier, waar hulle met 'n groep vroue daar gesels het. Een van die vroue se naam was Lydia. Haar werk was om persmateriaal te verkoop. Sy was lief vir God, maar het nie vir Jesus geken nie. Nadat Paulus vir haar van die Here vertel het, het sy in hom begin glo. Toe het Lydia vir Paulus en sy vriende genooi om by haar huis te kom bly. Daar was mense wat nie daarvan gehou het dat Paulus vir mense van Jesus vertel nie, so toe vang hulle vir Paulus en sy helper Silas en gooi hulle in die tronk. Hulle het hulle geslaan en hulle voete met kettinge vasgemaak, sodat hulle nie kan ontsnap nie. In die middel van die nag was Paulus en Silas besig om te bid en om liedere te sing om God te prys. Die ander gevangenes het na hulle geluister. Skielik was daar 'n groot aardbewing en die fondamente van die tronk het gebewe. Dadelik het al die deure van die tronk oopgegaan en almal se kettinge het afgeval. Toe die wag wakker word en sien dat die deure van die tronk oop is, het hy sy swaard uitgetrek. Hy wou homself doodmaak, omdat hy gedink het dat die gevangenes almal weggevlug het. Maar Paulus het baie hard vir hom geskree. Moenie jouself doodmaak nie, ons is nog almal hier. Nadat hy hulle buite toe geneem het, het hy gesê, Meneere, wat moet ek doen sodat God my kan red? Hulle sê toe vir hom, jy moet glo in die Here Jesus en dan sal God jou red, vir jou en jou gesin. Paulus het toe vir hom en al die mense in sy huisgesin dadelik gedoop. Die wag het toe vir hulle laat in die nag saamgeneem en hy het hulle seerplekke gewas en vir hulle kos gegee om te eet. Hy en almal in sy huisgesin was baie bly omdat hulle nou in God begin glo het. Koningskinders, dis wonderlik om te hoor hoe die Here vir Paulus gebruik het om ander mense te red. Kom ons sing vandag 'n liedjie wat ons herinner hoe belangrik die Bybel is. Kom ons sing op U woord. Op U woord sal ek 'n ark bou. Op U woord sal ek uit die boot klim. Op U woord sal ek in die vuur oorstaan en die leeukuil binne stap. Op U woord sal ek 'n ark bou. Op U woord sal ek uit die boot klim. Op U woord sal ek in die vuur oorstaan en die leeukuil binne stap. Op U woord.
ons maak ons oogies toe en ons bid saam. Here Jesus, baie dankie dat ons in die Bybel kan lees hoe U mense gebruik het om ander van U te vertel. Sal U asseblief vir my ook gebruik en vir my wys hoe U my wil gebruik in ander mense se lewens, sodat hulle ook kan weet hoe lief U vir hulle is. Baie dankie dat ek U kind kan wees. Amen. Koningskinders, volgende keer kyk ons verder na nog stories uit die Bybel. Tot dan, weet dat jy 'n koningskind is en dit maak jou baie spesiaal. Bye!